Goeiedag en welkom by hierdie episode van Môre onder die soeklig, waar ons die groot patrone van die mensdom se verlede, hede en toekoms probeer verstaan. Vandag duik ons in 'n fascinerende idee. Die geskiedenis is nie net 'n reguit lyn van gebeure nie, maar eerder siklusse wat ontvou, soos seisoene wat kom en gaan. Ek wil spesifiek kyk na die werk van William Strauss en Neil Howe, twee historiese wat in hulle boek The Fourth Turning voorstel dat die geskiedenis in herhalende siklusse van ongeveer 80 tot 100 jaar beweeg. Hulle noem hierdie siklus 'n sikum, wat ongeveer die lengte van 'n lang menselewe bestaan. Binne elke sikum identifiseer hulle 4 fases of wendings, wat elkeen sy eie unieke sosiale instellings, generasiegapings en historiese dinamika het. Kom ons erken hierdie idee en kyk hoe dit ons begrip van die wêreld kan belig. Die kern van Strauss en Howe se teorie is dat die geskiedenis nie lukraak is nie, maar patrone volg wat deur die menslike natuur en generasie-interaksie gedryf word. Elke wending duur ongeveer 20 tot 25 jaar en word gekenmerk deur spesifieke sosiale instellings. Laat ek kortliks deur die 4 wendings stap. Eerstens het ons die hoë of die eerste wending. Dit is 'n tyd van sterk instellings en kollektiewe vertroue. Die samelewing is verenig met 'n duidelike sin van doel en optimisme. Dink aan die tydperk na die Tweede Wêreldoorlog, toe westerse lande saamgewerk het om ekonomieë te herbou en 'n nasionale instelling soos die VN te stig. Hierdie eenheid kom egter met 'n prys. Individualisme word dikwels onderdruk en konformiteit kan mense laat voel asof hulle persoonlike vryhede beperk word. Die hoë lê die grondslag vir stabiliteit, maar plant ook die sade vir toekomstige spanning. Dan kom die ontwaking. Dis die tweede wending. Hierdie is 'n tyd van kulturele en geestelike vernuwing. Mense begin die rigiede strukture van die hoë wending uitdaag en soek groter egtheid en persoonlike vryheid. Dink aan die 1960s en die 70s met sy burgerregtebewegings, hippiekultuur en die protes teen autoriteit. Instellings word as onderdrukkend beskou en individualisme begin op 'n voorgrond tree. Terwyl hierdie tydperk kreatiwiteit en sosiale vooruitgang bring, kan dit ook chaos en verdeeldheid veroorsaak, aangesien ou norme uitmekaar begin val. Die derde wending is die ontrafeling. Hier bereik individualisme sy hoogtepunt, maar instellings verswak aansienlik. Die samelewing raak gefragmenteerd met uiteenlopende waardes en 'n groeiende gevoel van onrus. Mense vertrou minder op die kollektiewe oplossings en fokus op hulle eie belange. 'n Goeie voorbeeld is in die 1980s en die 90s in sommige dele van die wêreld waar ekonomiese liberalisering en kulturele polarisasie toegeneem het. Alhoewel hierdie tydperk oppervlakkig voorspoedig kan lyk, is daar onderliggende gevoel dat dinge uitmekaar val en dat 'n groter krisis naderkom. Laastens kom die krisis of die 4de wending. Dit is die tydperk van omwenteling waar die samelewing deur groot uitdagings gaan. Oorlog, revolusie, ekonomiese ineenstorting. Instellings word of vernietig of herbou en die samelewing ondergaan diepgaande transformasie. Historiese voorbeelde sluit in die Groot Depressie, die Tweede Wêreldoorlog, die Amerikaanse Burgeroorlog. Die krisis is vreesaanjaend, maar dit eindig dikwels met 'n gevoel van eenheid en vernuwing, wat die siklus terugbring na die nuwe hoë. Wat maak hierdie teorie so boeiend? Dit bied 'n lens waardeur ons nie net na die verlede kan verstaan nie, maar ook die hede en die moontlike toekomste na kan kyk. As ons nou na 'n wêreld kyk, met die politieke polarisasie, ekonomiese onsekerheid en uitdagings soos klimaatsverandering, kan ons onsself afvra, is dit dalk die krisisfase? Strauss en Howe sou waarskynlik sê dat ons in die vroeë 21ste eeu die tekens van die 4de wending sien, maar waar ou strukture kraak en nuwe oplossings gesoek word. Hulle argumenteer dat hierdie tydperke, hoewel pynlik is, nodig is om samelewing te vernuwe en voor te berei vir die volgende siklus. Maar hierdie teorie is nie sonder sy kritiek nie. Sommige historici meen dit is te veralgemenend en ignoreer die uniekheid van elke tydperk. Ander wys daarop dat die siklusse makliker in terugblik geïdentifiseer kan word as in die hede. Tog bly die idee van herhalende patrone
aantreklik, veral in die tye van onsekerheid. Dit herinner ons dat die uitdagings wat ons vandag in die gesig staar, dalk deel is van 'n groter storie, een wat die mensdom in verskeie kere alreeds deurgemaak het. Die wegneem-idee, Strauss en Howe se siklusteorie nooi ons uit om na die geskiedenis nie as 'n reeks toevallige gebeure te sien nie, maar as 'n ritme van opbou, vernuwing, verval en wedergeboorte. Dit gee ons hoop dat selfs in tye van krisis, dat daar 'n nuwe begin in die horison is. Dankie dat jy geluister het na Môre onder die soeklig. Tot volgende keer. Bly